uitbuitende sarkasme, 'n sagte fluister vol venyn en 'n reuse kennis van modes. Dit is Anna Wintour van Vogue, op wie The Devil Wears Prada 2 gebaseer is. Meryl Streep speel die fenominale rol. Die goeie nuus is, daar is genoeg storie vir 'n opvolg. Selfs al het jy nie die 2006 voorganger gesien nie, sal jy jou steeds verlustig in die woordsirkus en modeontploffing wat Miranda Priestley ontketen. Ook haar binnekring wat dans soos die redakteur musiek maak, die uitspattige kostuums, die grimering en die modeparades. Dit gaan ook oor die gedrukte media wat moet ruimte maak vir internetpublikasies en joernaliste wat hulle werk verloor. Waar gaan die gedrukte media heen? The Devil Wears Prada 2 is vol woema, sien dit beslis in teaters. Twee jong filmmakers, Devin Del Mar en Jason Jacobs, het die pryse ingerig met Carissa en nou variasies op 'n tema, gedeeltelik befonds deur die NWF. Jason se oupa grootjie is nooit gekompenseer vir sy diens tydens die Tweede Wêreldoorlog nie. Nou wag sy dogter te vergeefs op beloofde geld. Die filmmakers het 'n delikate oog vir die rowwe skoonheid van die Noord-Kaap, veral die dorp Karkams. Dit lyk soos bewegende skilderye met aandag aan komposisie, kleur en beligting. Daar is nie 'n storie in die tradisionele sin van die woord nie, net beelde wat die oog fascineer. Variasies op 'n tema wys vir net 'n week om te kwalifiseer vir 'n Oscar-inskrywing. Jou oë verdwaal en jou hart word week as jy na swaar kry deur hierdie regisseur se lense kyk. Variasies op 'n tema is beeldskoon in enkele teaters. Jy kan hierdie resensies op Ontbyt Sake se webtuiste lees. Volgende week, Billie Eilish en Mortal Kombat 2. Sien jou dan.